Goed, kom ons hersien vinnig. Ons is besig met die tweede preek. En ek wil sommer nou al vir julle sê, hoeveel preke is daar in Prediker? Daar's 4 preke in Prediker. Die eerste preek het ons gesien, het begin by 1 vers 12 tot 3 vers 15. Tweede preek het begin by 3 vers 16 en strek tot by 5 vers 19. En die derde preek gaan begin by 6 vers 1 tot by 8 vers 15. Ekskuus, 8 vers 14. Goed, en dan die vierde preek sal natuurlik daarna begin by 8 vers 15 en dan sal hy strek tot by, as ek nou reg onthou, tot 12 vers 7. Maar ek praat onder korreksie, ek het nie papiere voor my nie. So as ek die syfers reg onthou, dan het ek hom reg gesê. So hier lees basies 4 preke deur as jy na Prediker kyk, waarvan die eerste 11 verse basies die inleiding is tot hierdie wysheidsboek, en die laaste verse vanaf vers 8 tot en met die einde is dan die slot daarvan. En jy sal mooi sien hoe pas daardie woorde van die inleiding en die slot eintlik mooi aan by wat mense in hierdie boek leer. Goed, so wat het ons tot dusver gelees in terme van die tweede preek? Die tweede preek het 'n klomp onderafdelings gehad. Heel eerste groot afdeling is sinloosheid. En daar het ons 1, 2, 3, 4, 5. Ons gaan vanaand aan met die 6de onderafdeling, maar eintlik is dit net 5 afdelings wat gaan oor die negativiteit, oor die sinloosheid sonder God. Ons het gepraat oor geregtigheid, ons het gepraat in die tweede plek oor die beskermer van die verdruktes. Dan geen rus. En dan 4 het ons gepraat oor die metgesel, die soeke na metgeselle. Ons het 'n bietjie daaroor die huwelik ook gepraat. En laastens het ons gepraat oor geen navolgers. Ons gaan vanaand aan met hierdie eerste preek se 5de saak of die 6de saak, en dit is die sin in God. Die sin in God. So hierdie eerste preek het 4 groot afdelings, waarvan sinloosheid en dan sin, en dan weer sinloosheid en dan weer sin behandel word. So hy spring tussen die 2 groepe en hy doen 2 van elk. En ons is nou by die tweede groot afdeling wat sê, wat is dan die sin in God dan? En ons begin by vers 17 van hoofstuk 4. Die laaste vers van hoofstuk 4. My Bybel het vanaand nie Prediker nie. Ek is seker hy moet hier wees. Ja, hy is. Nou al 3 maal hooglied gekry. Seker Prediker is daar tussenin. Goed, het hom. Prediker 4 vanaf vers 17. Ek lees, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as dat dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. Net die 17de vers. Net die 17de vers. Die huis van die Here. Dink gou Ou Testamenties, wat is die huis van die Here in die Ou Testament? Of die tempel, heeltemal reg. Die tabernakel of die tempel. So wat gaan doen jy by die tabernakel of die tempel voor Christus? Maar hoe? Met 'n offer. Reg. So, hoe moet ek 'n offer hanteer? Ons het die studie oor die offers gedoen, hè? So, as ons 'n offer hanteer, wat bring ons? 'n lam sonder gebrek of 'n dier sonder gebrek en ons offer. Hoekom bring ons 'n offer? Hoekom het ons bloed nodig by die offer? Maar wat moet die bloed doen? Wat moet die bloed doen? Versoening bring, heeltemal reg. So die bloed moet versoening bring tussen die sondaar en God.
So as jy dan 'n offer bring, moet dit ten doel hê om versoening tussen jou en die Here te bring. Nou staan hier geskryf, gee ag op jou voet. Met ander woorde, dink 'n bietjie. In die 83 vertaling, wees baie versigtig as jy na die huis van God gaan. En dan in die 2020 staan daar, trap versigtig wanneer jy na die huis van God gaan. Wees versigtig of trap versigtig. So gaan versigtig na die huis van God. Hoekom moet jy versigtig wees vir die Here? Respek is 'n goeie antwoord. Ek moet respek hê. Ek moet ook met 'n ontzag by die Here aankom. Om in die teenwoordigheid van God te kom is belangrik, maar om te verstaan hoekom ek na hom toe moet gaan is 'n saak van verlossing. Ek kan nie sonder die Here nie. Ek self kan myself nie red nie. Daarom moet ek nie onnadenkend in die teenwoordigheid van God kom nie. Ek moet besef hoekom is ek daar. En ek moet niks doen en myself in die moeilikheid bring nie, want as ek nie dink aan die Here nie, aan wie dink ek dan? Ek dink aan myself. Ek kan net aan een van die twee dink. Of ek dink aan die Here in aanbidding, of ek dink aan myself in self wat ook al jy vir jouself sal sê. Ek dink aan myself vir verheerliking, of ek sal dit self regkry, of ek het die Here nie nodig nie. Reg. So hoekom gaan ek tempel toe as ek nie aan die Here dink nie? Wanneer sal ek tempel toe gaan en nie aan die Here dink nie? Dan kom 'n fariseer, Jesus vertel die gelykenis, 'n fariseer en 'n tollenaar by die tempel aan. Wat is die gebed van die fariseer? Dankie Here dat ek nie soos hierdie fariseer, soos hierdie tollenaar is nie. Wat het hy by die tempel gaan doen? Hy het homself verheerlik voor God. Is dit aanvaarbaar geweest volgens die gelykenis wat Jesus vertel het? Nee. Dan beteken dit jy daag op en jy dink net aan jouself. Maar oor wie moet dit gaan? Sondaar bid, die tollenaar bid, Heer, wees my sondaar genadig. Reg, so ek sien in wie se teenwoordigheid ek kom, ek sien myself raak vir wie ek is, en in daardie lig aanbid ek. Daarom staan hier geskrywe, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as om 'n slagoffer te bring. Waar het die Here gekla oor die offers van Israel? In watter boek? Wie wil raai? Maleagi is 'n goeie antwoord. Samuel, hoekom in Samuel? Saul die vee gesê het vir offer. 1 Samuel 8, mooi. Kontroleer net of ek die regte hoofstuk het. 1 Samuel 8 waar Saul die vee van Amalek afgebring het. Nadat hy Amalek met die banvloek moes tref, het hy die beste van die vee gebring en vir die Here offer gebring. 1 Samuel 15, mooi. 1 Samuel 15. Gaan kyk na daardie gedeelte. Die Here sê deur Samuel om hierdie offers te bring, om eie geregtig te wees, met ander woorde om te doen wat jy wil doen, Saul, is afgoderry. Eie geregtigheid is afgoderry, want wie is die God dan? Saul het self die God geword, omdat hy besluit het, hierdie banvloek, hoor mooi, die banvloek diere is aanvaarbaar vir 'n offer aan die Here. Daar's die fout. 'n Banvloek beteken dis vir die Here glad nie aanvaarbaar nie. Man, vrou, kind en dier is weg. Word doodgemaak met die banvloek. Daar bly niks oor nie. En dan sê Samuel, wat 'n geblær van bokke en beeste is die. Wat hoor ek? Moet daar nie niks oor wees nie. Maar ek het die bestes vir die Here gebring. Van wat? Daar's geen byt nie. Daar's geen byt nie. As daar byt was dit goud of silwer en dit behoort aan die Here. En al die banvloek gebeure was dit alles aan die Here. Wat het met Agan gebeur toe Jerigo verower was? Wat het hy in sy tent bewaar? Goud wat aan die Here behoort het. En waarom het hy gesterf? Oor hy die Here se offer gesteel het of die Here se goed gesteel het. En die banvloek is die Here se. Niemand kry niks nie. Maar jy kan nie 'n offer bring en dan dit vir die Here bring nie. Wie verheerlik jy? Goed, so dis 'n paar Ou Testamentiese voorbeelde. Daar is nog 'n klomp, ek kan nie besig hou vir 'n rukkie, maar ek gaan nie. Goed, so wees versigtig as jy by die Here kom en 'n offer bring en sê dis aanvaarbaar vir die Here. Wees baie versigtig.
Ek wil nie eers by Ananias en Safira gaan stop nie, maar gaan lees maar ook Handelinge 5. Goed, want om nader te kom en te hoor is beter as dat 'n dwaase 'n offer bring, want hulle het geen verstand nie sodat hulle kwaad doen. En dan wat gaan die Here doen? Die Here gaan iets doen. Dan gaan hy verder oor aanbidding. So hierdie paar verse gaan nou oor wat gebeur by die huis van die Here. So die eerste vers het ons iets gesê oor, dit gaan oor God se eer en hom verheerlik. Dit gaan daaroor. So bring nie 'n offer sonder om te dink nie. Sê die teks dat jy glad nie 'n offer mag bring nie, maar jy mag nie 'n dwaasheid 'n offer bring nie. Dis al wat daar staan. Maar wat daar wel staan is om wat te doen. Om na God te gaan, moet jy wakker wees en jy moet helder dink. Dis baie belangrik dat jou aanbidding voor God gefokusde aanbidding is. Kyk na vers 1 hoofstuk 5. Wees nie haastig met jou mond nie. Nou gaan dit weer oor aanbidding. Wees nie haastig met jou mond nie en laat jou hart nie goue woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. Wat sal mens vinnig voor God kan doen? Wat was die rigter se naam wat sy dogter moes wy? Wat was sy naam? In Rigters, wat was die hoofstuk? 'n Rigter wat gesê die eerste persoon wat nou verskyn sal aan die Here gewy word. Wie was dit gewees? Dit was sy dogter wat verskyn het en hy moes haar aan die Here wy. Wat was sy naam? 'n vergissing, ons noem dit 'n vergissing. Maar tog het gesê die eerste mens wat hy het te gou gepraat, ja. Het dan nie Susan hom? Ek soek dus. Lyk dit of ek weet dan nie. Hy soek dit op. my kop is ek besig om te soek. Ja. Goed. Gaan nou vir sê, dit is net nou jammer daaroor, nou het ek self vergeet. Jefta. Was Jefta. Rigters 11. Rigters 11. Gaan lees my Rigters 11. Jy sal sien Jefta het 'n onverskillige gelofte aan die Here gemaak. En hy moes sy dogter aan noem dit maar wat is daai gelofte? Nasareërs gelofte moes hy hou. En sy dogter het hy nooit weer gesien nie, maar sy was by die aanbiddings plek gewy aan die Here. As jy vinnig sê ek beloof, hoeveel krag dra dit? As jy vir iemand sê ek beloof ek sal dit doen. Ja. Wat was ons ou uitdrukking in Afrikaans in hierdie land? Ons het gepraat van my woord is my eer. Reg. So, het ek nodig gehad om te sê ek beloof? Nee, aanvanklik het ek net gesê ek sal dit doen. Reg. Toe word dit ek beloof ek sal dit doen. Nou word dit ek sweer ek sal dit doen. Reg. Hoor hoe sterk word dit nou? Maar wat beteken dit om te sweer? God word as 'n getuie geroep en hy is die getuie dat dit sal gebeur wat ek nou sê gaan gebeur. Waar word dit onverskillig? Kan jy hoor, dit was al onverskillig toe gesê ek sal dit doen. Maar toe ek sê ek beloof ek sal dit doen, want ons ken ook die ander uitdrukking wat sê beloftes maak skuld.
Dus jy beloof, moet liewer nie beloof nie, want dit is 'n baie sterker vorm as net om te sê, ek sal dit doen. Iets van jou karakter sê, ek sal daar wees. En as ek nie opdag nie, dan is dit 'n swak karakter. Maar as ek sê, ek beloof ek sal daar wees, weet jy, daar's een of ander vaste ooreenkoms. Maar as ek sê, ek sweer, ek sal daar wees, dan bedoel ek, Here, U hoor my. U is die getuie tussen my en hierdie party, en ek sal daar wees. En ons praat daarvan as 'n eed. Dis 'n baie, baie ernstige saak wat ons onsself in begewe. Op 'n stadium was daar 'n skole-eed, en daar was baie kapsie gemaak, want kinders verstaan nie altyd wat hulle bedoel, as hulle sê, ek sweer voor die Here nie. Hulle vergeet baie maklik, maar kan die Here vergeet? Nee. So wanneer die Here in die woord sê, moenie sweer by Jerusalem nie, moenie sweer by enigiets nie, laat jou ja wees en jou nee, dan sê die Here Jesus, wanneer hy dit vir ons leer, dat jou woord jou eer is. Maar moenie vinnig so iets sê nie, want dit bly van krag. En wat is 'n gelofte? Dis 'n eed. Dis gelyk aan 'n eed. Dis dieselfde ding. Dis nie eers ligter nie, dis dieselfde ding. Want as ek 'n gelofte aflê, en dis nou wat die volgende verse oor gaan, dit sluit nou aan by onverskilligheid van woorde. Moenie vinnig iets sê nie. Dink wat jy sê voor jy sê. Moenie vinnig beloftes maak nie. Dink baie mooi wat jy sê. En as jy dit gedoen het, weet die Here weet jy het gesê. Watter gebod oortree ons as ons nie ons woord hou nie? Dink gou, watter gebod in die 10 gebooie? 9de gebod wat sê, jy mag nie valse getuienis spreek nie. So jy moet die waarheid praat. Hoekom moet ons die waarheid praat? Waar kom hierdie gedagte van waarheid vandaan? Bybels, waar kom die gedagte van waarheid vandaan? Hulle moes die waarheid vertel, maar voor hulle. Hy is die waarheid. As God ons maak, laat ons mense maak na ons beeld. Na wie se beeld word ons dan geskape? Kyk, waar kom dit vandaan? Dit kom van die begin af. As die Here ons na sy karakter skep, daar's 'n karaktereienskap betrokke as ons van ons verwag word om die waarheid te praat. En dit is nogal mooi om te sien. Dis baie maklik om te sien by kleintjies. Ja, ek weet nie tot op watter ouderdom omtrent is. Julle iets vinnigs vra, dan gee hulle vir die waarheid of dit nou nodig was of nie. Hulle gee hom vir jou. Wat is dit wat by kleintjies nog baie sterk teenwoordig is? Hulle natuurlike aard. Op 'n stadium begin ons lieg, so op 'n manier, né? En iemand skep vir ons die terminologie wat hulle sê 'n wit leentjie. Wat ook al dit in die lewe mag beteken. Wat is wit? Leuen. Wat is die wit van die leuen? Onskuldige leuen, wil iemand sê. Hoor mooi wat sê ons. Ons sê dis 'n onskuldige leuen. Ek kan dit nie mooier sê nie, dit word net nie mooier nie. Maar ons dink daaraan as dit het geen skade aan enigiemand gemaak nie, maar wat het dit wel gewys van jou karakter? Dat dit nie in die lyn is met hoe ons geskape is nie. Dat dit 'n sondige toestand is waarin ons leef, wat ons twyfelagtig in karakter is, wat leuenagtigheid aanbetref. So as ek maklik het, ek praat van die ligte leentjie vertel, wanneer gaan ek die grootte vertel? Wanneer gaan my hele lewe twyfelagtig word, omdat ek glo, ek kan maar vertel wat ek wil, want dit maak nie saak hoe ek dit vandag vertel nie, môre kan ek dit ook so vertel, of dit nou waar is of nie, wanneer is dit nou die waarheid? Ergens gaan ek nie meer die verskil kan onderskei nie. En dan het ek gewoond geraak aan sonde. En wat is sonde teen die Heilige Gees? Dink gou daaraan. Jy lê 'n dieptepunt hierin. Sonde teen die Heilige Gees is as ek gewoond raak om sonde te pleeg en nie meer dink aan die Here nie. Sonde teen die Heilige Gees is wanneer ek gewoond raak om 'n sonde te doen en dit maak nie meer saak of die Here daarvan hou of nie. Ek sal daarmee aangaan soos ek wil. En leuenagtigheid het die geneigtheid om die mensdom te oorheers.
Want dit maak nie saak wat ek vir wie sê nie. Ek hoef nie eerlik te wees nie. En dis gevaarlik, né? Nou ek is terug by die punt. Wat is die punt in hierdie saak? Wat ek sê het 'n impak op wat ek bedoel. As vers 1 sê van hoofstuk 5, wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie goue woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde. Wat sou die impak wees dat hy in die hemel is en jy op die aarde? Hy regeer. Hoekom bid ons in die Onse Vader, ons Vader wat in die hemel is? Katekismes verklaar daardie gedeelte, want hy woon in die hemel en jy op die aarde. Ek bid tot hom, want hy is alwetend, hy is almagtig, en ek moet hom vra wat in die hemel is. Ek kan dit nie doen nie. Ek is afhanklik. Dit sê iets daarvan. So wanneer ek iets sê, en God nie reken as almagtig nie, wie is ek dan? Een of ander magtige wese. Waar staan ek teenoor God? Daarom moet jou woorde min wees. En dan 'n vaste uitdrukking of 'n uitdrukking wat sê, soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van 'n dwaas deur baie woorde. Hoor hierdie vers in die 83, baie doenigheid bring drome, baie praat lei tot onverstandige woorde. Hoe weet jy iemand is dwaas? Hoe weet jy wanneer iemand dwaas is? As hy baie praat, gaan hy ergens vir jou wys wie hy is. Né? Hoe gaan ek die dwaas ontmasker? Niks nie, jy gaan niks doen nie, die dwaas ontmasker hom of haarself, want hulle kan nie stil bly nie. Né? As jy te veel praat, hoekom word party mense stil gemaak? Want hulle praat te veel. Hoe weet mens wanneer dit te veel is? Dis 'n baie moeilike vraag, né? Hoe weet mens wanneer iemand te veel praat? Wanneer hulle net nie van stiltes hou nie. Ek is in 'n familie gebore waar daar baie pratery is. Vir my eie familie begin jy net die gesprek en dan luister jy net verder. Nou en dan sê jy iets. Ons het mense wat baie lief is vir praat. Wat bedoel die Bybel? Ek dink dit staan in Titus 2. Wat is praatziek? Wat is praatziek? Blaai gefyn na blaai na Titus 2. Ons lees eers daar. Die tong is nogal een van die sake in die Bybel wat baie in die Nuwe Testament bespreek word. Ons kan oor die tong nogal baie praat en nogal baie gedeeltes kry. Okay. Titus 2 praat van wat moet die vroue doen? Want dit is nogal hierso by die vroue genoem. Kyk gou daar na Titus 2 vanaf vers 3. Die ou vroue, nou wie is 'n ou vrou? Hulle wat ouer is die jonger vroue. Dit is baie maklik. So jy moenie aan ouderdom dink nie. Dink maar net, daar moet 'n verskil in ouderdom wees tussen die jonges en die oues. Soos as nou hier na die ou vrou moet kyk, is dit die wat ouer is as die jonger is. So dit is nou maar net so. Die ou vroue moet ook in hul gedrag wees soos die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters. Wat is 'n kwaadspreekster? In die Grieks, as ek daai reg het, word hy gekoppel aan duiwelagtigheid. Daai woord, die Griekse woord by kwaadspreeksters het die konteks van duiwelagtig. So kwaadspreek gaan terug na Genesis 3 toe, waar die duiwel gesê het, maar dis nie so dat God so gesê het, né? Wat doen? As jy kwaadspreek, dan maak jy eintlik dood, né? So dit het 'n doodsangel. Dis 'n vreeslike harde woord
Ek het die teks nou nog nie baie oor gepraat nie, maar as mens dan kwaad spreek, toe kyk, dan moet mens verstaan dat dit wat jy sê, het 'n geweldige impak vir wie jy dit sê, en oor wie jy dit sê. Nie dat dit jou kan doodmaak fisies nie, maar wanneer jy kwaad praat van ander, breek jy 'n karakter, en jy maak 'n karakter dood. So dis letterlik in daardie konteks wat kwaadspreeksters gegee word. En dan van dieselfde ouer vroue word gesê dat hulle nie aan wyn verslaaf moet wees nie, want wat doen jy as jy aan wyn verslaaf is? Jy slaap baie. Tweedens, maar leraresse van wat goed is. Ons gaan nou nie oor die wyn praat nie, maar leraresse van wat goed is. Reg, so nie kwaadspreeksters nie, maar leraresse van wat goed is. So jy moet praat. Ek dink die Here weet die vroue moet praat, want hoe leer ons kinders praat? Ons praat met hulle. So hoe leer ons enigiemand iets doen? Ons sê dit vir hulle. So hoe word jy 'n lerares van wat goed is? Jy praat oor die goed wat jy moet. Hoe word jy 'n kwaadspreekster? Jy praat oor wat nie goed is. Reg. So jy praat nie praat oor wat nie opbouend is nie. Wie het ooit die film Bambi gekyk van Disney? Baie lank terug. Daar was 'n hasie met die naam van Thumper, dink ek. Is ek reg? Thumper was die hasie. En Thumper se pa was nogal 'n wyse haas, dink ek. Hy het gesê, "If you can't say anything nice, don't say anything at all." So, as jy nie iets goeds kan sê nie, dan sê jy liewer niks. Want wat word jy as jy iets slegs sê? 'n Kwaadspreekster of 'n kwaadspreker, want dit is nie net vroue wat dit kan doen nie, almal kan dit doen. Almal wat kan praat kan so wees. So dis nie net vir die vroulike geslag nie, maar dis maklik om dit te doen. En as jy dit gedoen het, wat doen jy in die karakter? Jy breek iemand se karakter af. So die stil bly, en dis iets wat ons vanuit Prediker leer. Bly liewer stil as wat jy vinnig praat, as wat jy haastig praat. Dis iets wat daardie teks dan ook sê. Timoteus gaan ook soortgelyk sê. Ek is nou net nie heeltemal seker presies waar dit is nie, ek net vinnig loer. As ek hom vinnig kry, gaan ek hom sê. En dit gaan oor Asai. Dis 1 Timoteus 5 vers 13. Ek onthou die vers en ek onthou die woorde, maar ek is nie altyd seker gewees of dit dieselfde konteks is nie, maar kyk. Dit gaan oor weduwees. Gaan oor 'n jong weduwees. So hier gaan dit nie oor 'n ouer vrou nie, dit gaan oor 'n jonger vrou. Daar word geleer van vers 11. Maar jy moet die jong weduwees afwys, want wanneer hulle tot oneer van Christus wellustig word, wil hulle trou en kom onder 'n oordeel omdat hulle hul eerste geloof verwerp het. En tegelykertyd leer hulle om ook ledig by die huise rond te gaan en nie alleen is hulle ledig nie, met ander woorde, hulle het niks om te doen nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek. Praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. Daar's 'n mooi definisie daarvan. Hulle praat wat nie behoorlik is nie. So wat is dan die raad? Hy sê, laat hulle trou, laat hulle kinders baar, laat hulle huise regeer en die teeparty geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. Met ander woorde, dat hulle besig wees met wat betaamlik is. So dit word dan gesê, as iemand dan nou niks het om te doen nie, gaan hulle net skinder. Is dit waar? Dis makliker vir die wat niks het om te doen nie, dat jy kan skinder. Goed, so die saak van aanbidding, die saak van praat, die saak van bespreek mekaar, is sleg in die konteks wanneer ons dit doen en nie vir mekaar sorg nie. Nee, dis die probleem wat ons het as mens. Dis ons sonde toestand, dat ons maklik van ander praat in 'n slegte lig. Maar wat moet ons wel met mekaar doen? Wat moet ons wel met mekaar doen? Ons moet wel vir mekaar sorg en mekaar opbou en aan mekaar dink en vir mekaar bid.
Dis baie goed dat ons vir mekaar kan doen wat nie negatief is nie. Reg, so vers 2. Terug by hoofstuk 5. Deur baie gepraat kom baie potensiële moeilikheid. En dan lei dit ook tot wat sal jy vir God sê? En wanneer sal jy iets sê wat dan nou nie betaamlik is nie? In 'n aanbiddingssodanigheid. Wanneer praat ons met die Here? Hier is nog 'n praktiese ding. Wanneer praat ons met die Here? Ekskuus? Goed, as jy alleen is, doen jy baie keer aan mekaar. Goed. Daar's verskeie ruimtes of areas waarin ons leef. Ons is voor eredienste of ander dae van die week is ons by onsself. Reg. Ons het stilte tyd. Ons het alleen tyd. Ons het tyd wat ons met die Here kan gesprek voer. So ons het gebedstyd. So wat sê ons vir die Here as ons bid? Op watter wyse praat ons met die Here as ons wel praat? Waar is ons respekverhouding? Hoe lyk dit? Dis altyd 'n saak wat ons moet toets. Dan is die volgende vraag as ons by aanbidding kom. Kom ons dink aan erediens. Kom ons dink aan diens. Wanneer praat ons met die Here by die erediens? Dink gou aan 'n erediens. Ons het in die gereformeerde kerke het ons 'n beginsel van woord, die Here se woord. Hy praat die eerste woord en ons reageer met 'n wederwoord. Wat is die vorme van wederwoord hoe ons met die Here kommunikeer by erediens? Wat is die vorme? Sing is een. Goed. Wie het al onnadenkend 'n lied gesing? Sing is 'n goeie voorbeeld. Wie het al 'n lied gesing en nie gedink wat ons gesing het? Goed. En die slaap geraak terwyl ons dit gedoen het. Met ander woorde nie gekonsentreer het op wat ons doen nie. Is dit anders as die ou wat 'n offer bring en nie gedink het daaroor nie? Absoluut niks nie. Dis dieselfde ding. So ons het nie gedink nie. In die Pinksterbeweging is daar baie keer liedere, kort liedere, maklike liedere, maar we het baie herhalings in die liedere. Begin ons nader aan dink oor wat ons sing of sing ons net omdat die wysie mooi is? Dis 'n geneigtheid. En dis een van die sake waarteen ons bietjie waak wanneer ons eie liedere giet in die gereformeerde wêreld, want wanneer die woorde in die lied Bybels moet bly, moet dit ook betekenisvol bly. Maar dit moet nie net 'n herhaling wees van woorde nie. Hoekom nie net 'n ydelle herhaling van woorde nie? Waar kry ons die beginsel dat ons nie net 'n ydelle herhaling van woorde moet hê nie? Matteus hoofstuk 6. Lees my vers 7. Matteus 6 vers 7. Dis wanneer ons bid. En toe ek destyds koor gesing het, was die dirigent baie lief vir sing en hy het gesê, as jy sing is dit soos om 2 keer te bid. Sy liefde, ekskuus. Matteus 6 vers 7. Wie hom het kan hom gou lees? Lees hom hardop. Dan kan maar lees. Lees maar. Ja, lees vers 7 hardop. Hoe moet ek hom hardop lees? En as jy dit gebruik in jou eie herhaling van woorde, soos die hy doen, want hulle dink dat hulle baie woorde vermoed sal. Goed. Moenie 'n ydelle herhaling van woorde gebruik, sê Jesus Christus self, soos die heidene doen nie. Want hulle dink deur baie woorde te gebruik, gaan God makliker luister. So dis 'n heidense beginsel in Jesus se eie woorde om baie woorde te herhaal. Wie het al na gebed geluister en die woord Here baie gehoor in die gebed? Maar dit is waarom baie mense nie hardop wil bid nie. Hulle is bang hulle sê die goed oor en oor of sê dit verkeerd. Nie almal is gemaklik. Daar's 2 sake van hardop bid. En dan noem nou 2 daarvan. Een is party is net nie gemaklik om hardop te bid nie, hulle is te skaam om te bid. Ek twyfel of almal so bang is hulle gaan verkeerd bid.
Dis nou 2 goed wat aan die reeds genoem het. En ek is nie seker of almal bang is, hulle gaan herhaal nie. Ek dink nie hulle is so bang daarvoor nie. Maar mense is baie keer te bang, hulle bid verkeerd, omdat hulle nie eintlik altyd so seker is, hulle kan alles agter mekaar reg bid nie. Maar dis 'n vrymoedigheidssaak partykeer, en partykeer is dit skaamte, omdat hulle net nie wil praat voor mense nie. Maar die skaamte om te bid is nie geoorloof nie, want waarvoor is ons eintlik skaam? Want dis 'n getuienis dat ons glo as ons wel bid. So daar's tog iets van 'n getuienis. Ekskuus, wil Tannie nog iets byvoeg? Ek het net gesê van hierdie woorde, dis waar 'n predikant dan baie mooi vir sy gemeente moet laat verstaan dat dit moenie intimiderend wees nie, is ek reg? Ja. Dat elkeen die vrymoedigheid Ja. het om te kan bid. Hoe lank was die tollenaar se gebed? Here, wees my sondaar genadig. Dis al. So waarom is een sin gebede nie aanvaarbaar nie? Waarom kan iemand nie net opstaan en 'n een sin gebed bid? En dit bid nie, want dit is al wat nodig was. Baie keer is dit nodig om net dit te sê. So die feit dat 'n mens minder woorde gebruik is goed. My lang gebede is gestruktureerde gebede met fokuspunte. Ek bid vir sekere sake, daarom is 'n klomp sake en 'n langer gebed. As ons dit net vir mekaar kan sê, is gestruktureerde gebed nie eintlik maar 'n multipunt gebed nie. Dis al wat dit is. Moet ons bang wees om meer sake aan te haal? Nee. As ons bid by bidgeleenthede, soos by Pinkster of enige ander bidgeleentheid, wat sê ons vir mekaar? Ons bid vandag net oor hierdie saak. En raai waarvoor moet ons eintlik bid? Oor dit wat ons gehoor het in die woordverkondiging. Ons moet daarvoor bid. So wat het die Here op my hart gedruk in sy woordverkondiging? En wat kan ek vir hom vra? Wat kan ek bely? Wat kan ek getuig? Ek het een saakie wat ek vir die Here kan terugbid. Dis dit. En dit moet nie 'n ydelle herhaling van woorde wees nie. Dit moet nie 'n magdom van woorde wees nie. Dit moet eintlik baie spesifiek wees en dit gaan nie oor vertoon nie. En daar's mense wat nou al oor die jare heen, en baie van daardie mense is al oorlede, wat eintlik altyd opgestaan het en bid, en mense gesê, ek kan nie soos die oom bid nie, daarom kan ek nie bid nie, want dit het gebeur, en dit moes nie gebeur het nie, maar dit het vir party, hulle was lief vir die Here, en het gemaklik so lank gebid, en party raak benoud as die oom opstaan, want hulle weet ons gaan 'n rukkie staan. Jy ken dit, né? Jy weet wat het gebeur. Vir die oomie was dit nie so erg nie. Hy kon dit met oorgawe doen. Maar vir ander wat sê, hoe doen hierdie oom dit? Ek kan dit nie doen nie, daarom het ek ook nie. Want party het nou vrymoedigheid verloor, want hulle sê, ek kan nie soos die oom bid nie. Maar waaroor gaan dit eintlik? Dit gaan oor my verhouding met die Here. As ek daar opstaan en bid, daarom gee ek ook baie keer geleentheid vir stil gebed, dat ons aandag nie afgetrek word deur wat ander mense sê en doen nie, maar dat ons stil raak voor die Here en regtig net ons eie gebed vir die Here bid. En dan het ons 'n hart op gebed van 'n paar, 2 of 3, waar ons luister na die gebed en meegevoel het met die gebed en amen sê op sy gebed of haar gebed. Want dis wat ons doen as ons meelewing het met mekaar. En dis wanneer ons amen sê op 'n ander gebed. Want amen sê dit is waar, dit is seker, dit is so. Dis nie 'n party dink is 'n charismatiese streek. Nee, dit is nie. Ons antwoord op wat die Here gesê het. En dis wat amen beteken. Party sal nou sê haleluja en dit beteken prys die Here. Dis 'n streek wat mens baie min by die gereformeerdes hoor. Maar ons gebruik dit wel. Net baie stil in die binnekant. Goed, so ek sluit gou hierdie saakie af, want hy eskaleer hom nou, want hy vat hom van vers 2, sê deur baie drome kom daar drukte, maar deur baie praat kom daar dwaasheid. En dan vers 3, as jy gelofte aan God gedoen het, en dit het dalk gekom deur jou vinnige praat, dan het jy 'n probleem.
Maar as jy wel gedink het, hoor mooi, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie, betaal wat jy beloof. Vers 4, is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om jou liggaam in sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome is daar ook nietige woorde in menigte, maar vrees God. Reg, dink gou aan 'n gelofte. Hoeveel geloftes het die Afrikaner volk al gemaak? Ons betaal die ene van Riebeeck soms. Wanneer is syne? 2 jaar nadat hy voet aan wal gesit het op die suidpunt van Afrika. Wat 'n dag is dit? 6 April 1654. Want 1652 het hy voet aan wal gesit. 2 jaar later het hy gelofte afgelê en sê, dankie Here. En die gelofte is betaal. En 6 April gaan vandag verby en hy gaan verby en hy gaan verby en mense vergeet wat het hy beloof. Reg. Dan was daar 'n gelofte 1838, 16 Desember. 'n Gelofte wat die Afrikaner volk gemaak het in 'n baie diep benoude toestand waarin hulle baie mooi gedink het, eensgesindheid gesoek het en toe 'n baie versigtige gelofte gemaak het. Dis die gelofte wat vandag nog betaalbaar is en 'n gelofte wat maklik versaak word. En dit word baie keer gevra, is daar 'n impak van God op die mensdom oor ons nalatigheid om nie die gelofte te betaal? Wat staan hier geskryf? Want ons is nie die enigste volk wat geloftes gemaak het nie. Israel het hulle eie geloftes gemaak, ander volke het ook geloftes gemaak, en die saak van gelofte is 'n eed aan die Here. Ons roep hom as getuie, wat staan in ons eie gelofte van 16 Desember 1838? Ons staan hier voor die God van hemel en aarde, en as hy ons vandag, ek gaan dit maar dit in breë raamwerk gee, as hy ons vandag sou red, en ons die oorwinning gee, sal ons hierdie dag vier, elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, tot eer van die Here. Reg. Dis die inhoud van daardie gelofte in kort. En daar's nog elemente daarvan, maar die dankdag beginsel is wat gegee word in terme van daardie gelofte. So as iemand nou sê maar dis nie my gelofte nie en hulle gaan hom nie hou nie en die Here reken maar hulle is deel van hierdie gelofte, wat maak hulle met hierdie vers? Laat jou mond nie toe, vers 5, om jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Daar is 'n bewering dat van ons leed as gevolg van ons gebrek aan betaling is. Die Here sê nie, jy is agterstallig op jou rekening nie. Jy het 'n rekening wat jy net nie betaal nie. Wat maak die Here met nie betalers, is die vraag. Wat maak die Here met nie betalers? Druk hy swaar op ons? En hierdie is 'n hipotese, dis 'n vraag, 'n stelling in die wind. Is dit so dat die Here hard druk op hulle wat nie die geloftes betaal nie? Ja of nee? Is oop vir debat, is oop vir gaan dink daaroor. Dis nie die vraag van die dag nie, maar is 'n vraag vir 'n dag. Want as die Here wel dit doen, gaan die wat aanspreeklik is vir die betaling ergens tot bekering kom en dan iets daaroor doen. Reg. Want as ons sê ons sal dit vir ons nageslag laat bely. Ons sal ons nageslag dit laat betaal. Ons sal ons kinders daarin onderrig. En as ons al die 3de, 4de, 5de geslag is wat nou daarmee besig is, en ons vra die vraag af, is mense nou maar net afvallig omdat ons nagelaat het om ons kinders te vertel? Dan lê hierdie saak diep. En dis 'n saak wat ons as volksgenote,
as jy jouself reken tot by daardie volk 'n nageslag te wees, waar staan ons vandag hiermee? En party daarop gelofte naweke of gelofte dae, dan praat ons oor die saak. En daar's baie wat sê, ag, laat hierdie man net verbykom. Dis nie my gelofte nie, ek is nie aanspreeklik nie, ons gaan dit nie betaal nie. Bydien ons bly nou in die FSA, of ons bly nou in Nederland, ons bly nou hier. Hy het my adres, my gelofte verwyder. Ekskuus? Het my adres, my gelofte verwyder. Hoe? Het Israel opgehou om die loofhuttefees te hou? Het Israel opgehou om die Pasga te vier? Net oor hulle in 'n ander land gebly het. Gaan dink oor die saak. Van nou is my adres FSA, Engeland, Nieu-Seeland, Australië. Ag, ek hoef nie meer die gelofte te betaal nie, ek bly mos nie meer in Suid-Afrika nie. Maar die Here wat nie kan slaap nie, wat nie kan sluimer nie, wat nie kan vergeet nie, is hierdie eed nie voor hom afgelê nie. Oeps, dis 'n saak waaroor ons moet gaan dink. So dis baie dieper. Geloftes is erger as gewone beloftes, maar dit is definitief 'n saak wat die Here aanhoor. Hierdie woorde maak skuld. En dit is betaalbaar. Dit bly betaalbaar. Goed, ons gaan aan. Nou gaan dit na die 8ste vers toe. Ekskuus, ek gaan nou na die 6ste vers toe. Nee, 7de. As jy verdrukking van die arme en berowing van reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie, want 'n hoër een loer op die hoë en die hoër is weer op hulle. Maar 'n voordeel vir 'n land onder alles is dit: 'n koning wat aan die landbou diensbaar word. Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie, en wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie. Ook dit is dan te vergeefs. As die goed baie word, word die eters baie. Watter voordeel het die besitter daarvan? Behalwe dat sy oë dit aanskou. Soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet. Maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie. Waaroor fokus die prediker in hierdie stuk? Hy begin by die verdrukking van die arme en die berowing van reg en geregtigheid. Dan praat hy oor watter voordeel vir 'n land, onder alles is dit 'n koning wat aan die landbou diensbaar word. Hy wat geld lief het, kry nie genoeg nie. Wat is die saak wat heeltyd voorgekom het tot dusver in terme van rykdom en armoede? Wat is die saak wat heeltyd voorgekom het? Kan die rykdom genoeg raak? Kan daar genoeg geld wees? Hoe meer jy het, meer wil jy. Goed. So dink nou gou aan die saak wat in vers 7 genoem word. As jy verdrukking van die arme en berowing van reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jy nie oor 'n saak nie. Hoekom nie? As jy verdrukking sien, hoekom moet jy nie verwonder nie? Wie doen die verdrukking? Hy wat die uitbuiting wil hê. Want wanneer buit hy uit? Wanneer sal enige iemand anders uitbuit? Wanneer? Wanneer jy meer wil hê is wat? As jy wil uit iemand uitkry alles wat jy kan. Dis waar verdrukking gewoonlik vandaan kom. Het jy al die saak van minimumloon ondersoek? Hoekom in die marxistiese wêreld, en dis die sosialisme wêreld, dis die kommunistiese wêreld, is arbeid en lone so belangrik? Hoekom is dit so? Wat is arbeid vir die sosiale of die sosialistiese wêreld? Wat is arbeid vir hulle? Nee, dis meer as dit. Dis 'n lewe. Dis 'n bestaan, reg. En om die moeite werd te wees is belangrik. Wat is arbeid in die wêreld van die kapitalis?
Dis die ander kant van hierdie stelsel. Die een kant is sosialisme of kommunisme, want wie het alles in kommunisme? Iemand het bo ietsie van alles. En onder is daar 'n magte menigte wat omtrent niks het nie. Reg. In kapitalisme, hoeveel het baie? Ook 'n bietjie. Maar hoeveel het meer? Wie deel in die wins? Is die winsdeling groter as in sosialisme? Ja. Maar wat is die fokus? Ons leef nou in 'n land wat eintlik baie sosialisties is, kommunisties en klompstelsels het maar net een stelsel geword. Ons leef in so 'n land. Hoekom beskou ons sekere mense as verskriklik ryk en ander as verskriklik arm? Wat het gebeur in hierdie stelsel van ons? Hier is nie 'n middel nie. Dis baie en min. Wat gebeur in kapitalistiese stelsels? Daar's mense wat baie ryk is en dan is daar 'n klomp wat baie geld het, maar nie superryk is nie. En dan is daar 'n klomp wat nog geld het, maar nie arm is nie, en dan is daar armes. Daar's meer vlakke in die kapitalistiese stelsel. Maar wat doen die wat heel bo sit in die kapitalistiese stelsel? Ek het al baie Elon Musk se naam genoem, so hy sal nie klaar as ek hom weer laat aanhoor nie. Want hy is die rykste man ter wêreld. Hoeveel ure slaap hy op 'n dag? Hy het al self gesê, hy slaap nie baie nie, en hy slaap sommer by die werk. Hoekom doen hy dit? Hy het dit luid verkondig. Is hy net lief vir sy werk? Hy het baie druk, né? So wanneer verdrukking kom, en ek sê nie hy verdruk mense nie, hy gee baie geleenthede, want sy besighede gee baie werksgeleenthede. En mense groei in die stelsels waarbinne hulle werk. Maar wat gebeur met die soeker van geld? Sy fokus is maar op die geld. Wat gebeur met die kommunis wat heel bo aan sit in die stelsel van kommunisme? Wat soek hy? Hulle sê dit nie, maar hy soek die geld. Hy soek die geld. Die wat bo aan sit in kommunisme soek ook net die geld. Maar daar's nie so baie nie, daar's baie minder. Hulle hou die kring maar klein, maar hulle hou alles vir hulle. En dan kry die res so bietjie. Het jy gesien hoe groot is die grant? Wat is die toelaag bedrag? Wat is die bedrag van die toelaag? Bedoel ek nou nie van die verhooging van die SASSA toelaag, wat is die bedrag? Ek het vandag weer 'n bedrag gesien van SASSA toelaag. R10 verhoging. Okay, R10 verhoging, maar wat is die bedrag? Dit nie oor nie. Nee, nie daai ene nie. Ekskuus. Daar's 'n 500 en iets bedrag en daar's 'n 800 en iets bedrag wat hulle 'n SASSA bedrag noem. Nou wat betaal jy met daardie hoeveelheid geld in Suid-Afrikaanse rande? Wat is die waarde van 'n toelaag? Ek vra selfs die ouderdomspensioen is 'n watter bedrag? Wie wil gou ons help met daardie syfer? R2200. Wat is broodlyn inkomste? Nie eers dit nie. Reg. Jy kan nie leef van so 'n bedrag nie. Reg? So dis 'n uitdeelsyfertjie. Reg. En 'n massa kry hierdie bietjies. Kindertoelaag kry 'n massa, wat doen hulle? Hulle kry meer kinders sodat hulle die geldjies bymekaar kan sit en 'n bietjie lewe kan hê. Wat is dit anders as verdrukking? Dis 'n hongerloon. Vir wat? Vir niks eintlik. Dis net om te asem. En 'n bietjie brood, bietjie pap en 'n bietjie te kan eet. Dit is nie sekuriteit nie. Wat gee die kommunistiese stelsel teenoor die kapitalistiese stelsel? Een gee net baie meer geld, ander gee baie min geld. Een gee baie sekuriteit en 'n fokus op wat jy het, en die ander gee vir jou omtrent niks nie, want niemand het iets nie, en uiteindelik gaan niemand met niks sit nie. En armoede is algemeen. Net 'n klomp, en hulle is nie so baie nie, het alles. So wanneer die verdrukking van die arme weer voorkom, bring die prediker dit na vore, want dit is nie iets wat in die toekoms eintlik sou verdwyn nie. Daar sou altyd 'n armoedestelsel wees. Daar sou altyd 'n stelsel wees waar meer mense minder het. Daar sal altyd so 'n stelsel wees. Jy moet jou nie verwonder daaroor nie.
Die hoër een loer op die hoë en die hoër is weer op hulle. Daar's altyd iemand wat op 'n ander ene kyk. Hoekom? Daar's altyd 'n stelsel van toesig, maar daar's ook 'n stelsel van ek het meer as jy. In Engels praat ons van die pecking order. Dit was altyd in die huisgesinne, die oudste ene pik op die een wat net kleiner is, en dan pik die ander weer op die kleiner ene. Hoekom? Want jy het die gesag. Jy hoor, jy het nog nie die gesag nie. Hy is die jongste. Hulle pik almal op hom. So. Ja, die oudste een pik op die jonger ene. Dit gaan nooit, die pik nooit opwaarts nie. Die pik af. So jy het nooit genoeg nie. En dit sal altyd so wees. So die wat het sal meer wil hê en hulle sal voorwees met die wat nog nie het nie. So wanneer kom jy in? Nooit nie, behalwe as die genade van God oor die stelsel kom en ons sê wat die wat het gee vir die wat nie het nie. En dis nie kommunisme nie. Want jy gee sonder dat jy onderdanigheid vereis. Want kommunisme vereis dan, ek het vir jou gegee, jy moet vir my stem. Ek het vir jou 'n hongerloon gegee, maar ek het hom elke maand vir jou hongerloon gegee. Maar hulle noem dit nie so nie. Maar ek maak jou afhanklik aan hierdie bietjie, en ek het gesorg dat jy het. En dis in 'n manifest opgeteken, elke jaar, want dis hoe hulle wil hê gestem moet word. Maar die stelsel manipuleer, maar die Christelike stelsel is wat? Dat ek gee vir wie nie het nie. Dis ons amptelike barmhartigheidsversorgingsstelsel. Ons gee sonder dat ons iets terug verwag, sodat die wat nie het nie, sal hê, en die wat het, nie te min het nie, en die wat nie het nie, nie te veel het nie. Kom ons vat dit andersom, dis eintlik verkeerd omgestel. Die wat het nie te veel nie, die wat nie het nie te min nie. Dis wat in Handelinge staan. Die woorde moet jy daar gaan soek. Die wat gehad het nie te veel gehad, en die wat te min gehad het nie te min gehad nie. Maar daar was armoede, maar daar was nie krepering nie. Dis amptelike barmhartigheidsversorging. En dan is verdrukking in die Ou Testamentiese tyd en die Nuwe Testamentiese tyd nie in die Bybel sigbaar nie, want dis hoe God dit reël. Ek maak gou hierdie stukkie klaar. Vers 8 sê, maar 'n voordeel vir 'n land onder alles is dit, 'n koning wat aan die landbou diensbaar word, hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. Wie rykdom lief het, nie van inkomste nie. Ook dit is dan te vergeefs. Want daar is nie 'n einde aan hierdie soeke nie. Vers 10. As die goed baie word, word die eters baie. Wie het al gesien hoe werk dit? As daar baie kos is, wie het al 'n begrafnis gesien in die Afrika kultuur? Onthou, dis 'n amptelike ding, ons sorg vir mekaar, né? Ons deel in mekaar se leed en ons sorg vir mekaar, né? So dis deel van die stelsel. En as daar is, dan eet hulle. As daar nie is nie, dan soek hulle tot hulle kry om te eet. Maar dit is nogal belangrik vir hulle, vir die kultuur waarbinne hulle is. Maar dink gou aan rykdom. As jy baie geld het, nie is 'n drinker, as altyd mense wat saam met jou drink. As jy partytjies hou, het jy altyd vriende. As jy arm is, jy skielik minder. Dis normaal. Dis hoe die mensdom maak. So, maak nie saak of jy Afrika kultuur of westerse kultuur is nie. As jy geldjie het, dan sal iemand jou vind. Want iets is aan jou beskikbaar wat hulle kan kry. En as jy naby aan die dood is, weet al agtergekom dat bejaardes wat aan die einde van hulle lewe staan, skielik baie goed versorg word deur sommige mense. Want iemand soek iets by jou. Wees versigtig vir hierdie. Ons noem hulle, ek weet nie, daar's name vir dit. Ek gaan dit nie sê nie. Mense wat op 'n baie laat stadium in iemand se lewe skielik baie lief word vir die persoon en dan skielik is daar 'n erfporsie. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Hy wat geld lief het, kry nie genoeg nie. As die goed baie word, is die eters baie, vers 10. Wat 'n voordeel het die besitter dan daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet, maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie. Hoor mooi, die oorversadiging van die ryke, dis die herhaling van hierdie temas. Oorversadiging. Wat beteken oorversadig? Jy het te veel geëet, man. Jy is nie lankal nie meer honger nie, maar jy eet nog. Hoekom? Want ek eet nou agter die lekker aan.
Dis mos wat ons sê, is ons die lekkerste eet is nog 'n bietjie en nog 'n bietjie. Eintlik is ek lankal nie meer honger nie, maar ek eet nou net agter die lekker aan. En dit is wat geld dan doen. Die oorversadige van die ryke beteken dat hy hom nie gaan toelaat om te slaap nie. Jy gaan nou ekstra moet werk want ek moet meer hê. Jy gaan moet meer ure doen want ek moet meer hê. Jy gaan moet meer want ek soek meer. 12. Daar is 'n smartlike onheil wat ek onder die son gesien het, rykdom wat deur sy besitter bewaar word tot sy eie ongeluk. 13 gaan hierdie rykdom verlore deur 'n ongeval, het hy 'n seun verwek, dan besit die niks nie. Soos hy uit die skoot van sy moeder uitgegaan het, gaan hy naak weer heen soos hy gekom het, en hy sal vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra wat hy met hom kan saamneem nie. So is dit dan ook 'n smartlike onheil, net soos hy gekom het, so sal hy heen gaan. Watter voordeel het hy dan dat hy hom vermoei vir die wind? Ook eet hy sy lewe lank in duisternis en het baie ergernis, daarby sy lyding en sy toorn. Daar is herhaling ook van in die vorige preek het hy dieselfde gesê. Wat kan jy saam met jou vat as jy sterf? Niks nie. Wat het Job gesê? Met niks het ek hier ingekom. Daarmee gaan ek sonder. Stof is jy, tot stof sal jy terugkeer, sê die Here God self, Genesis 3. So wat gaan ons word? Niks nie. Wat gaan ons saam met ons vat? Niks nie. Wat gaan ons hak? Niks nie. Geen waantjie nie. Niks nie. Ons vat niks saam nie. Ons sal met niks uit die wêreld gaan nie. En daarom is dit die sinloosheid van bymekaar maak. So hier is weer 'n sinloosheid stukkietjie. En hy gaan afsluit, en ons doen dit volgende keer. Sin in God. Wanneer hy afsluit met hierdie preek, 2 versies, en dan gaan ons ook aan na die volgende preek. Goed, so ek vat dan saam. Jy hoor die herhalings begin nou meer word, né? Die temas begin weer speel. So wat moet ek doen? Gaan vir my en vat die gedeeltes wat ons nou gelees het en gaan lees rustig deur, al doen u 'n tematiese merk. Maak kolomme of vat gekleurde pen of potlood of wat ook al en begin hierdie in groepies bymekaar sit en u sal sien dis hoe ons die wysheidsliteratuur moet benader. Omdat dit nie kronologies agter mekaar lê nie. Alles lê nie onder dieselfde paragraafie nie. Maar in hierdie preek is daar, in die eerste preek is daar 'n bepaalde saak gewees oor presies dit wat hy nou gesê het. Maar hy het ander goed bygesê nou. Maar sekere goed het hy net so herhaal. Hoekom? Want dit was 'n preek wat hy net herhaal. Iets van die preek herhaal hy. Maar ander goed het hy bygevoeg. Gaan sit die temas bietjie bymekaar en kyk watter het hy nou bymekaar gesit. En dis presies hoe ons Spreuke ook sal moet benader. In 'n studie wat ek gedoen het oor Spreuke, en ek wil dit net vinnig noem, dat as jy Spreuke deurlees, moet jy ook Spreuke vinnig deurlees en merk watter temas herhaal. Want daardie temas moet saam gelees word as 'n klomp spreuke oor 'n bepaalde tema. En dit moet ons merk. So hierdie preke funksioneer identies, soos dit ons spreuke moet absorbeer, dat ons die wysheid wat in die prediker se preke staan, by mekaar moet sit, tematies. So soos het ek nou daar onder afdelingkies van die afdelingkies gemaak het, sal jy sien van hulle lê by nutteloosheid en van hulle lê by sinvolheid. En as jy 'n tabel wil opstel, maak dit baie sin as jy dit sou doen, dat jy sal merk wat in die sinlose groepie gekom het, as 'n negatiewe stelling, een wat God nie ken nie. Dieselfde ding kom dalk later voor as 'n saak waar dit wel sin maak om in God hierdie saak te verstaan. Dan maak dit sin in sy geheel, want dan is die negatief en die positief by mekaar en die antwoorde op die vorige is. Want nou is dit, ek het nou sommer van die begin af het ek klaar vir u in Christus gegee. So in God, in ons geloof, hierdie saak maak meer sin. Al het die ongelowige na dit gekyk asof
dit glad nie sin maak nie. En ek het klaar die sin met dit klaar verduidelik. So nou klink dit soos dieselfde ding. Dit is waarskynlik. Maar stel hom vir jouself op, maak seker dis bietjie huiswerk. Dis studiewerk wat ons kan mee aangaan. Goed. Enige vraag of opmerking oor iets wat ons vanaand bespreek het? Die dinkwerk gaan oor die gelofte, né? Daar's baie dinkwerk. Maar die ander sake? Ek nou net al gewonder, Jesus sê baie keer, ek ontmoet die Here hier by die kerk, en dan dink ek, as jy hom nie saamvat in jou hart nie, hy bly nie hier. Hy bly nie hier. Maar hoor gou, daar is waarheid in. So, ek ontmoet die Here by die kerk. Wat is 'n erediens? Dit is 'n ontmoeting met die Here, want dit is sy teenwoordigheid wat ons dan, hy is daar teenwoordig. Maar ons leer ook, Matteus 18, waar 2 of 3 in sy naam saam vergader, daar is hy teenwoordig. Reg. En as ek tot hom bid, is hy dan nie daar nie. Dis die uitgangspunt. Heeltemal reg. Maar daar's 'n breër saak ook, né? So dit is waar as iemand sê ek ontmoet die Here, ek het hom vandag ontmoet by die kerk. Dan het die persoon iets reg. Want dis wat daar moes gebeur het. Want hoe ontmoet ons die Here? Want hy is heeltyd in die woord. En as ons sy woord gehoor het, het ons hom ontmoet. Party mense ontmoet hom vir die eerste keer daar. En as dit gebeur het met iemand wat eintlik al lank 'n kind van die Here is, dan is dit verkeerd. Dit kan nie die eerste ontmoeting wees nie, maar dat die Here duidelik was vandag in die ontmoeting. Want dit is die ontmoeting met die Here. Dit is wat die erediens is. Dit is die ontmoeting met die Here. Dit is sy teenwoordigheid. Dis wat die wotum in die seëngroet in die begin sê, en die seëngroet aan die einde dan impliseer. Hy groet ons. Ons gaan weg van sy teenwoordigheid af. Dit is wat dit is. So, heeltemal reg, maar daar's 'n bietjie meer. Nog 'n opmerking? Dis 'n goeie opmerking daai. Goed.